Goeiemôre en baie welkom. Baie welkom. Daar's dae wat ek afhanklik is van die Heilige Gees, wel elke dag. Daar's dae wat ek meer afhanklik is van hom as ander dae. Vandag is een van daai dae wat ek absoluut afhanklik moet wees van hom. Want jy dink iets in jou kop en jy begin 'n boodskap voorberei en dan soos vanoggend 7:00 dan kom die Here en dan verander hy iets. En gewoonlik wanneer dit gebeur, is dit iets wat iemand moet hoor. Miskien is dit ek. Miskien is dit ek wat moet hoor wat hy sê vir ons vanoggend. So die boodskap is nie gepolish nie. Die boodskap is nie ek het al die skrifte in lyn wat ek oor gepraat het nie. Ek het nie. Dit wat ek met u gaan deel gaan uit my gees uitkom. En dit wat ek glo die Here vir u wil sê, maar ek is ten volle oortuig dat die Heilige Gees is die een wat die werk doen in elk geval in u hart. Om u te laat hoor dit wat u moet hoor. En dit is belangrik dat jy jou hart stel om te hoor dit wat God sê. Sonder hom, sonder die Heilige Gees, is dit net woorde. En ek kan nie vir u sê hoe belangrik u verhouding met God die Heilige Gees is. Hy is die een wat ons lei. Hy is die een van Gees van openbaring, krag, heerlikheid. Hy is die trooster, hy is die helper, hy's alles wat ek en jy nodig het op hierdie aarde om God die Vader en God die Seun te verstaan. En die Bybel leer vir my en vir jou dat hy trek glad nie aandag op homself nie. Hy trek net aandag op Jesus. En ons weet dit, Jesus is die sentrale punt van alles waaroor ons praat. So vanmôre wil ek met u praat. Ons het 'n paar weke terug gepraat oor die hoëpriester van jou belydenis. Van wat sê jy? En hoe Jesus net die hoëpriester kan wees van dit wat jy sê. Dis belangrik, want in die boek van Hebreërs, ten minste 3 keer noem hy dit, wanneer hy gebruik die hoëpriester of jou hoëpriester, gebruik hy jou belydenis. Wat sê jy? En hoe reageer hemel met wat jy sê? En vanmôre wil ek met u praat oor gebed. Hoe confident is jy in jou gebed? Hoe versekerd is jy in jou gebed? En as ons moet vra vandag is, hoeveel sê die Bybel moet ek bid? Enigiemand? Onophoudelik. Bid sonder ophou. Bid sonder ophou. En nou dit beteken nie vir my en vir jou, ek bid die hele dag aanhoudend nie en ek doen niks anders nie. Dis nie wat dit beteken nie, maar dit beteken dat ek het 'n houding, as jy dit so wil noem, van gebed teenoor God, waar ek in absolute gemeenskap met God die Heilige Gees is, ten my volle dag, waar ek God verwag. So, dis belangrik dat ek en jy dit weet. En die Bybel sê vir ons, ek dink is Filippense 4:4, praat hy met ons dat moet oor hoeveel dinge besorg wees? Niks. Hoe het jy gedoen hierdie week? Wees oor niks besorg nie. En die enigste manier hoe jy oor niks besorg kan wees nie, is hy sê vir jou die volgende stelling, maar laat al jou begeertes met gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So al wat jy nie kan stres nie is, en ons het laasweek daaroor gepraat, jy werp wat? Hoeveel? Al jou wat? Bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. So weer eens, hier sê die Bybel vir my en vir jou, dat ons laat al ons begeertes, alles, almal, elke keer wat daar iets is, moet ons 'n houding hê van gebed, van God die Vader. En die grootste vraag wat ek en jy moet antwoord vandag is, hoekom bid jy? Hoekom? Ons nou weet, en daar's gebede wat geskiedenis verander het. Daar's gebede wat 'n rooi see oopgemaak het, daar's gebede wat die mure van Jerigo plat gedruk het. Daar was 'n gebed wat die son laat stil staan het vir amper 24 uur. Hoe is dit van jou afgehang het om die son te laat stil staan? Hoe sal jy gaan? Ek kan nie eens my kind laat stil staan vir 2 minute, never maar die son nie. Hoe werk hierdie gebed? Hoe as jy as 'n profeet sê jy dit gaan vir 3,5 jaar nie reën nie. En na 3,5 jaar gaan ek weer bid en dan sal dit reën. Hoeveel
confidence. And I ken nie die Engels. This is the confidence that we have in him. If we ask anything in his name, according to his will, we know that he hears us. And we know that we have the petition of the things we ask for. Daar moet 'n sekerheid wees wat kom met jou gebed. Al hoekom ons nie bid nie, glo ek in my opinie, is ons het nie sekerheid dat ons gebed gaan werk nie. Ek glo baie keer ken ons nie die hart van die Vader nie, of ons ken nie sy wil nie. En wat bid ons wanneer ons God se wil nie ken nie? Hoe is ons geleer? Laat u wil geskied. En as dit nie gebeur nie, jou gebed nie beantwoord nie, wat sê ons? Dit was nie God se wil nie. So ons het al hierdie tierlantynkies om ons gebedslewe, en hoekom ons gebedslewe nie effektief is nie, want ek dink baie keer ons verstaan nie wat God bedoel het by gebed nie. En weer eens, en ek dink in die boek van Jakobus praat hy, en hy sê, julle het nie, want julle vra nie. En wanneer julle vra, dan bring julle dit in julle welliste uit, en nou ontvang julle nie, want julle motivering is verkeerd. So jy kry hier die konstante vra God. En wat is jou gedagte wanneer ek vir jou sê, so wanneer jy God gaan vra, hoe doen jy dit en waarvoor vra jy? Dat jy nie uit die wil van God uit is nie, dat jy weet jou gebed gaan geantwoord wees, dat jy weet daar's krag in jou gebed. Ek is bly jy het gevra. Miskien kan ons onsself help vandag deur te verstaan wat autoriteit is. En Jesus, daar's een plek wat hy absoluut verstom was oor iemand se geloof. En ek dink was die Romeinse leier wat na hom toe gekom het en gesê het, my slaaf is siek. En Jesus sê, ek sal na jou huis toe kom. Hy sê, nee, jy hoef nie na my huis toe te kom nie. Sê jy net die woord en hy sal gesond word. Hy sê, want ek weet hoe die ding werk. Ek het mense of soldate of onder my. En dis die heel eerste ding wat ek en jy moet verstaan. Daar's sekere dinge wat onder jou is, nie bo jou nie. As jy nie autoriteit verstaan nie, gaan jy dink omstandighede is bo jou. Dinge is bo jou. Daar's niks bo jou nie. Hy is die hoogste autoriteit. God het hom 'n naam gegee bo elke naam. Dat by die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy God is. Ek en jy, sê die Bybel, is saam met hom gesete in die hemele. God het aan my en jou 'n autoriteit gegee om op hierdie aarde besigheid te doen in sy naam. Dis nie 'n kwessie van ek vra hom om iets te kom doen nie. Dis nie hoe gebed werk nie. As die Vader vir my en vir jou sê, ek weet wat jy nodig het voor jy gevra het, hoekom sal jy vra? Hoekom sal jy bid? Hoekom bid jy? As dit die hart is van die Vader en hy sê, ek het alles vir jou reeds gedoen in Christus Jesus, en Christus Jesus, en autoriteit werk so, ons sê so, nee, ons sê, ons vader Adam het autoriteit oorgegee aan die vyand het al die autoriteit, sodat wanneer hy in die versoeking, vir Jesus in die versoeking bring, sê hy vir die Here, kom, kyk al hierdie koninkryke, kyk al hierdie autoriteit wat het, ek sal dit vir jou gee, as jy neerval en my aanbid. So nou verstaan ons, die autoriteit en goed was verloor deur die mens, die vyand het dit opgetel, hy is die een wat die wêreld regeer, hy is die autoriteit. Totdat Jesus sterf aan die kruis, in die dood uitgaan, die sleutels van die koninkryk van dood en hel vat, en uitbring, en wat doen hy? God die Vader sê nie vir Jesus, okay, jy het nou oorwin nie, jy het die sleutels, bly nou op die aarde, wys hulle hoe om te lewe, wys hulle hoe om te reageer, wys hulle hoe om te regeer in jou naam, wys hulle, dis nie wat hy doen nie. Hy sê, kom sit hier aan my regterhand, totdat ek jou vyande jou wat gemaak het, jou voetstoel. Hoe maak hy Jesus Christus se vyande sy voetstoel? As hy klaar alles gedoen het, kom ek sê vir jou hoe, deur jou en deur my. Ek en jy is gesete saam met Christus in die hemele. Daar's geen twyfel nie. Christus is aan die binnekant van my en jou hier op aarde.
Maar hoe werk gebed? Hoekom bid ek dan? Hoekom, ek en Natasha het onlangs 'n gesprek gehad oor die eindtyd. Wie glo ons is in die eindtyd? Maak so. As jy nie seker is nie, maak so. Jy is in die eindtyd. En daar gaan baie leringe kom. Die Bybel noem dit leringe van duiwels. Wat gaan reg klink? Wat gaan reg? Alles, selfs wonderwerke en al hierdie dinge gaan gebeur. As jy nie die gees van God aan die binnekant van jou het wat jou help nie en 'n verhouding met hom nie, sê die Bybel that he might even deceive the elect. Ons moet versigtig wees. Maar ons moet versigtig wees hoe ons die Bybel verstaan en dat ons onsself nie kortsny van dit wat Jesus vir jou en vir my betaal het voor nie. Want as God die Vader en Jesus sê, toe hy opgestaan, hy sê alle autoriteit in die hemel en onder die hemel en op die aarde en onder die aarde is aan wie gegee? Is aan my gegee. En hy gee daai autoriteit aan sy liggaam. Hy's die kop, hy's die hoof van die liggaam. Daarvoor is ek en jy het ons daai selfde autoriteit om besigheid te doen op die aarde. Daar was nie 'n kwessie by God om te sê, weet jy wat Jesus, dankie vir wat jy gedoen het. Ek is so dankbaar jy het jou lewe vir hulle gegee nie. Kom sit jy in my regterhand, dan kyk ons of hulle dit maak. Kom ons kyk of as ons hulle net eendag hemel toe kan kry. Dis ons hele doel, is om hulle eendag hemel toe te kry. Kyk, hulle gaan hel op aarde hê en die vyand gaan sirkels om hulle hardloop en hulle gaan die wees, hulle gaan daai, hulle gaan mismoedig wees, hulle gaan angstig wees, vreesagtig wees. Is dit sy plan? Dit kan nie sy plan wees nie. Sy plan was nog altyd, wat was die eerste ding wat hy vir Adam en Eva gesê het, wat moet hulle doen op hierdie aarde? Hulle moet heers. Die plan het nie verander nie. Die plan het nooit verander nie. Hoe kan ek en jy vandag op hierdie aarde heers? Want dis die plan. O ja, maar ek wil nou nie, God, jy weet, stop. Al daai nonsens. En kry jouself waar jy gesete is in Christus, in die hemele, in Christus Jesus. Met 'n autoriteit wat wanneer jy bid, verander dinge, want jy verstaan die autoriteit. Hierdie Romeinse man sê vir Jesus, jy hoef nie te kom nie, sê jy nie die woord, ek weet hoe hierdie ding werk, ek het mense onder my. En ek sê vir die een, gaan en raai wat doen hy? Hy gaan. Ek sê vir die een, kom en raai wat doen hy? Hy kom. En Jesus sê vir die mense, in die hele Israel het ek nog nooit so geloof gevind nie. Iemand wat verstaan hulle autoriteit, iemand wat vir my sê, gee jy net die woord. Ek wonder of God sy woord gegee het. Iemand 'n raaiskoot vat, dink jy God het sy woord gegee? Sy woord het vlees geword en onder ons kom woon. Sy woord is wat my en jou lewe vashou. Alles word deur sy woord bymekaar gehou. En sy woord se naam is Jesus. Nou het jy al hierdie skrifte oor gebed. En hoe jy moet bid en wanneer jy moet bid. En ek wonder hoe verstaan jy dit? Gooi ons net ietsie op en sê, kom ons kyk maar hoe dit gaan. As dit werk, was dit God se wil. As dit nie werk nie, was dit nie sy wil nie. Dis nie hoe God wil hê jy moet wees nie. Dis nie hoe God wil hê jy moet hom verstaan nie. Die Vader hart verstaan nie. Kom ons lees, ons gaan Bybel lees vandag. Dis 'n goeie ding. Die skrif is 'n goeie ding. Die Bybel is 'n goeie ding. En ek wil hê jy moet saam met my lees in Matteus 7. En luister na die terme en vra, en dan gaan ek jou vra. Antwoord jy vir jouself, glo jy dit werklik? Ek wil hê ons moet onsself meet van waar ons is met ons gebedslewe. Want ek wil meer van God se wonderwerke krag in my en deur my sien vloei. En ek sien dit gereeld, maar ek weet daar's meer. Ek weet daar's meer vir die liggaam van Christus. Ek weet ons raak frustreerd. Want ons bid. Hoe lank het jy gebid? Hoe lank bid jy nou al? Hoe lank het dit gevat? Daar's gebede wat in 'n dag geantwoord. Daar's gebede wat die man lê op sy bed. Hy's besig om daar te lê en die profeet kom vir hom en sê vir hom, jy gaan sterf. En die profeet draai om uit te loop. En terwyl hy uitloop, draai die man sy rug na die muur toe. En hy sê, ag Here,
as U my net my lewe sal verleng. Voor die profeet by die deur kom, sê die Here vir hom, draai om en gaan terug. En die profeet draai terug en hy sê, die Here sê, hy sal vir jou nog 15 jaar gee. Dan kry jy die geval van Daniel. Een oomblik antwoord God sy gebed in 'n dag. Volgende oomblik vat sy gebed 21 dae om gehoor te word. Is God traag? Is God aan die slaap? Het God 'n breek gevat? Hy verduidelik vir jou wat gebeur. Die engel, wanneer die engel by Daniel uitkom, sê hy vir jou, Daniel, wanneer was jou gebed verhoor? Die oomblik toe jy gebid het God jou gebed gehoor. Maar daar was teëstand in die geesteswêreld om daai gebed by jou uit te kry. Ek moes hier die gees van Persie veg, ek moes die ander engel kry om my te kom help, om deur te breek, sodat ek by jou kan uitkom, om vir jou die antwoord te gee. Dit het my 21 dae gevat, en hy sê, ek gaan nou terug, en ek moet nou weer daai hele stryd vind, in die tweede hemel, waar die demoniese geeste is, wat alles wil stop van God, wat by jou uitkom. Ek en jy is vandag in 'n bevoorregte posisie, dat Christus en die Gees van God nou in ons is, wat Daniel nie gehad het nie. Die realiteit is hoe vinnig word gebed, hoe lank het Abraham gewag vir Isak? 25 jaar. En die Bybel sê, hy het nie verswak in sy geloof nie. Hy het nie gekyk na die omstandighede nie. Hy het nie gekyk na sy eie liggaam en Sara se liggaam nie. Maar hy was versterk in die geloof en het aan God die eer gegee. Al wat jy dit kan doen, is jy verstaan die God van wie ons praat en sy hart na ons toe. So kom ons lees Matteus 7 vanaf vers 7. Bid en vir julle sal gegee word. Is daar enige twyfel daar? Is daar misverstaan? Ja, maar bid en vir julle sal gegee word. Dit sal vir julle gegee word. Hoekom sal dit vir julle gegee word? Want ek het die regte gebed gebid. Ek het die regte volgorde gebruik. Ek het die regte die gedoen. Het weet gebed, help is 'n gebed. Dus waar kom dit die motivering vandaan? En dan sê hy vir julle, soek en julle sal vind. Sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Sal. En dan is 'n volgorde. Dis nie 3 verskillende dinge nie. Dis nie jy bid nie, en dan as jy soek nie, en dan as jy klop nie. Dis 'n volgorde van gebed. Dis 'n volgorde van wanneer ek gebid het, en ek is onseker, dan begin ek soek in die woord van God. Wat sê sy belofte oor hierdie situasie? Want my antwoord is nog nie daar nie. Ek versterk my in my geloof, en dan wanneer ek voel, daar's nog nie antwoord nie, dan klop ek aan die deur, en ek sê ek het gebid, ek het volgens die woord gebid, dit is wat die skrif sê, die deur moet nou vir my oopgaan. Dis hoe ek het verstaan, in elk geval. Want elkeen wat bid, hoeveel van ons? Elkeen wat bid, ontvang. Ja, maar ek het nou nie ontvang. Wat maak jou so spesiaal? Wat maak my en jou so spesiaal dat ons nie ontvang het nie? Ek sal jou sê wat maak ons spesiaal, ons ongeloof. Want hy sê vir my, dat as ek bid, sal ek ontvang. Dis wat hy sê, dis wat die woord sê. Ek kan dit nie verdien nie, ek kan dit nie, ja maar Johan, stop, ek kan net glo dit wat ek hier sien, en dit wat ek hier lees. Want elkeen wat bid ontvang, hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Julle het nie, want julle vra nie. Julle vind nie, want julle soek nie. Die deur word nie oopgemaak nie, want julle klop nie. Hoekom doen julle dit nie? Want julle ken nie die hart van die Vader nie, en julle weet nie of hy gaan antwoord nie, en julle is onseker of julle gebed gehoor gaan word. En dit is wat hy wil hê. Hy soek daai die mekaar klop mense, wat nie weet wat sy hart is nie. Wat nie weet dat hy gaan antwoord nie. Dat nie weet dat hy jou so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat jy wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Dat hy jou so lief gehad het, dat hy sy eie seun vir jou oorgelewer het,
Hoekom sal hy nie nou saam met hom ook vir jou alle ander dinge skenk nie? Want ek is nou ek. Daar moet 'n autoriteit in die liggaam van Christus kom, dat wanneer jy bid, verander dinge. As jy nie verstaan hoe gebed werk nie, gaan jy God die hele tyd soebat om vir jou iets te doen wat hy klaar gedoen het. Dis een ding wat ek gevind het met die Here. Hy gaan nie vir jou weer doen. Daar's sekere dinge wat jy moet doen. Wie moet bid? Moet God bid? Nee, jy moet bid. Wie moet soek? God. Nee, jy moet soek. Wie moet klop? God. Nee, jy moet klop. Jy werk saam met die hemel om hemel aarde toe te bring, om die wil van God te laat geskied op hierdie aarde. Hoe doen hy dit? Hoe laat ons sê dit? Kom ons kyk na die Onse Vader in 'n minuut of twee. Kom ek maak net hierdie gedagte eers klaar. Dan maak hy 'n stelling wat ek glo ons nie verstaan nie. Ons verstaan nie. En dit is hoekom ons nie antwoord op gebed het. Laat ek jou nou vertel. Die probleem is nie by God nie. Jy het nie 'n Vader wat terughou en sê, "Wel, nee, ek dink nie jy verdien dit nou nie. Ek dink nie dis nou die regte tyd nie. Ek dink nie." Ons het al hierdie idees van hoekom God ons nie antwoord nie. Hoekom hy van ons terughou. Die Bybel sê dan vir my en vir jou, as hy nie sy eie seun teruggehou het nie, hoekom gaan nou enigiets anders gaan hy nou terughou? Ja, ek het my seun gegee, maar weet jy wat, ek gaan nou net hierdie ding van hulle af terughou. Ek weet, dis nou maar net, dis nou met hulle verstaan en dis nie hoe hy is nie. Luister wat sê die skrif my. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee? Enige pappas wat dit doen hierso. Waar kan ek 'n sny brood gee? Nee, wat weet jy wat? Staan jy net vas, ek gaan gou tuin toe, ek gaan net gou 'n klip kry. Ek gaan weer peanut butter op 'n klip gee. Want ek glo jy verdien nie 'n stuk brood vandag. Vat ek jy peanut butter kan jy kry, maar op 'n klip. Wie doen dit? Wie doen dit? En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. Sien, hier's 'n lekker slangtake. Ek soek 'n vistake, maar nee, slang. Ons lag, want jy kan dit nie begryp nie. En tog dink ons God die Vader is so. Tog het ons hierdie idee wel. Ek weet ek vra vir dit, maar hy gaan my ten toe aan dit gee. Ek weet dis wat ek soek, maar hy gaan ten toe aan dit. Waar kry jy dit? Hoe? En is al hierdie dinge wat ons geleer word deur die jare, want ons ken nie die karakter van die Vader nie. Ons ken nie wie hy is nie. Hy wil die hele hemel by jou uitkry. Dit was sy hele doel. Dit was sy hele plan. Dan vra hy vir my die vraag en vir jou die vraag. As julle wat sleg is. Wie dink hulle is sleg hierso? Enigiemand? Daar's 'n paar wat eerlik is, ek is nou nie volmaak nie. En jy's nie, as ek sê sleg, daar's rankings, né? Kyk, ek is sleg, maar ek is nie so sleg nie. In die natuurlike praat ek. Ek is 'n redelike goeie pa. Ek is nie perfek nie, maar ek doen goed. Nou sê die woord van God vir my. As julle wat sleg is, as jy weet om goeie gawes aan jou kinders te gee. As jy weet, dis hoe dit werk. Dis wat ek wil doen. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Nie hoeveel te meer. Meer as wat jy. Weet jy wat, my seun en my skoondogter bly by ons op die oomblik. Ons het 'n yskas. Hulle het 'n yskas. Okay. Sy's baie goed om hulle goedjies daar te hou en vir hulle te koop en whatever. En hierdie yskas weet sy is ons yskas. Vir my seun is al twee yskaste syne. Dis baie en is nader. Wat 'n yskas is nader. Want hy sal sit daar en dan sal hy dink ek moet al die pad garage toe loop om 'n drink te gaan haal. Ek maak my pa se yskas oop en ek vat. Hy vra my nie. Hy sê ag pappa, ek weet pappa is 'n goeie pappa. En ek weet ek is so dors. Ag sal pappa nie asseblief net vir my. Sal pappa omgee as ek net 'n koeldrankie vat. Nooit. Wat doen hy? Hy maak oop van die drink sê, "Dad, you want a drink?" No thanks.
En dan gaan hy. Daar's nie, want hy ken die Vader se hart. Hy weet wat myne is syne. God die Vader is dieselfde, wat syne is joune. Maar ons diskwalifiseer onsself, want ons weet nie wat vir ons betaal was nie. Ons weet nie die autoriteit wat ons het op hierdie aarde nie. Dinge verander wanneer jy bid. Hoekom? Sodat hy iets kan doen? Nee, sodat ek kan bevestig op hierdie aarde dit wat hy reeds gedoen het. Dis my en jou werk. Ons gesprek, my en Natasha nou die dag oor die eindtyd. Ons weet hoe dit eindig. Ons weet wat kom. Hoekom sal jy dan bid? Dit was ons vraag. As jy nou weet hoe dit gaan eindig, en jy weet, hoekom sal jy nou bid, dat die anti-kris nie kom nie, die mark van die bees nie kom nie, die ander dinge nie kom nie, die einde, hoekom sal jy bid? As niks gaan verander nie. Of het jy moontlik 'n groot rol om te speel om dinge te verander terwyl jy op hierdie aarde is? Die eindproduk weet ons wat gaan gebeur. Maar hoe ek en jy bid en ons lewe hanteer op hierdie aarde nou en hoe dit ander mense om ons affekteer, gaan bepaal hoeveel van hulle gaan saam met ons eendag in die hemel wees. Is gebed belangrik? Dis kardinaal. Maar as my gebed net is, ag Here, gee my, ag Here, as U net sal, ag as U net wil, as dit U wil is, sal U net dit doen vir my. Ag Here, net so. In Markus 11 vers 23 tot 24. Jesus het nou net 'n vyeboom vervloek die vorige dag en die Bybel sê en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, hy gaan hulle 'n lesie leer. Julle moet geloof in God hê. Dis wat jy nodig het. Geloof in God en dit wat hy gedoen het. Die hemel is die Here se, maar die aarde het hy aan wie gegee? Aan jou en aan my. Julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen, luister, elkeen, nie die superspirou nie, nie die een wat altyd sy Bybel lees nie, elke een wat vir hierdie berg sê, julle ken die skrif, hef jou op, en ek wil hê jy moet vir my kyk in daai skrif, waar noem dit wat God doen? Okay? Kyk vir my in die skrif, kyk vir my waar sê dit God sit gedeelte in dit. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry wat hy sê. Wanneer jy autoriteit verstaan, dan weet jy, ek bid nie vir God om vir my iets te doen nie. Ek praat uit die autoriteit uit van dit wat hy reeds gedoen het. Ek wil vir jou sê, jy gaan meer gebede per ongeluk geantwoord kry, daai manier, as wat jy gaan kry deur die manier wat ons deesdae bid, wat ek mense hoor bid, en daar's nie oordeel nie, daar's een vrou wat net uit haar hart uitgeroep het, die Bybel sê, die hoofpriester mag sê, as jy dronk, want sy wil kind gehad het. Daar's verskillende maniere van gebed, maar dit is die kontakpunt is, van wat is jou hart, ken jy die Vader, ken jy, hoekom sal hy nie vir jou alle dinge gee nie, hy het klaar alles geskenk, hy het nie vir Jesus gesê, kom jy neer en help hulle en wys hulle en op hierdie aarde nie, sit jy, hulle gaan weet wat om te doen, hulle gaan weet hoe om te bid, hulle gaan weet dat wanneer hulle praat op hierdie aarde in die naam van Jesus, wanneer hulle praat in jou naam, moet alles buig, want daar is niks hoër as jou naam nie, want ek het jou 'n naam gegee bo elke naam, sodat wanneer Johannes en Petrus verby die verlamde man loop, en hulle vir hom sê, ons het nie silwer nie, ons het nie goud nie, maar dit wat ons het, gee ons vir jou, in die naam van Jesus, staan op, hulle het
opgestaan, Vader, ons dankie vir wat Jesus gedoen het. Ons is so dankbaar, hy het sy lewe gegee. Ons vra U nou, as U so gaaf sal wees, sal U nie asseblief hierdie verlamde gesond maak nie. Jy sien dit nie in die skrif nie. Hulle het hom gevat by die hand en sê, in die naam van Jesus staan op en loop. En die man het opgestaan. En almal was verstom. En Petrus moes vir hulle verduidelik. Hy sê, asseblief, moenie julle dink dat hierdie man het opgestaan deur ons heiligheid nie. Moenie dit dink nie. Maar hoekom het hy opgestaan? Want ons geloof in wat? In die naam van Jesus het hierdie man voor julle gesond gemaak. Geloof in die naam, geloof in die autoriteit wat Jesus Christus oor sy liggaam uitgespreek het en vir julle gesê het en vir my gesê het, gaan doen besigheid op hierdie aarde in my naam, gaan verander dinge, bring hemel aarde toe. Jesus leer vir ons oor gebed en ons ken almal die Onse Vader. Ek wonder as ek jou net kan uitdaag vanmôre om die Onse Vader in 'n ander lig te sien. Ek wonder as ek jou kan kry om die Onse Vader te bid as 'n verklaring en nie as 'n God, sal jy asseblief nie. En dit is waar hier is waar ek jou religion gaan toets. So wonderlik, né? Net langs ons. En bid hulle die Here. Net langs ons. Wat 'n wonderlike voorreg om waar ons bly wat ons het. Mag die Here ons laat ons dit nooit net aanvaar as ons reg nie. Wat 'n voorreg. As jy nie oorgegee is aan wat Jesus gedoen het en dit gemediteer het en 'n deel van jou lewe maak nie, gaan jy altyd as 'n bedelaar na hom toe kom. Jy gaan nie verstaan wat die Vader gedoen het nie, jy gaan nie verstaan hoe om te bid nie. Jou gebed gaan altyd klink so, ag Here, as U maar net sal. En wanneer jy dit bid, dit is nie 'n gebed van geloof nie, dit is 'n gebed van ongeloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hulle wat na hom toe kom, moet glo dat hy is en hy's 'n beloner vir die wat hom soek. Dit is alles in werk saam. En Jesus sê vir hulle vandag, maar wanneer jy bid, gaan sit in jou binnekamer of sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. As iets wat moet gebeur, dat wanneer jy bid in jou binnekamer of wanneer jy bid waar jy is, iets aan die buitekant moet gebeur. Iets moet verander. En weer eens, die probleem is nie by die Vader wat terughou nie. Ons moet dit verstaan. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie. En dan hoor jy die skrif, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. As dit die waarheid is, hoekom sal ek bid? As dit die waarheid is en hy weet wat hy het klaar voorsiening gemaak van alles wat ek gaan nodig het. So hy weet vir my om hom te kom vra is eintlik doelloos. So hoekom sal ek hom kom vra? Hoekom is my gebed dan 'n lys van alles wat ek nodig het? As hy vir my sê ek weet dat jy nodig het. Wat bid ek? Wat is ek besig om te bid? Ja, maar jy verstaan nie hoe groot my nood is nie, jy verstaan nie hoe groot jou God is nie. Jy wil die hele tyd jou God van jou berg vertel en dis nie wat hy gesê het jy moet doen nie. Hy het nie gesê kom vertel my die hele tyd van jou berg nie. Hy het gesê wat? Praat met jou berg. Jy verstaan my autoriteit. Jesus was verstom oor die man se autoriteit. Hy verstaan autoriteit. As jy autoriteit verstaan, gaan jy nie met God kom praat oor jou berg nie. Ag Here, kyk hierdie groot berg, ek weet nie wat om te doen nie. Wat sê hy vir jou? Jy weet wat om te doen. Sê vir hierdie berg. Glo in God. As jy geloof in God het, sal jy vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see. En jy sal kry net wat jy sê. Dink jy glo 3 keer sê. Baie belangrik, want die hoofpriester van ons belydenis, né? Nou kom ons by die Onse Vader. So moet julle dan bid. En ek wil hê
moenie na die gebed kyk as iets wat jy God vra nie. Kyk na die gebed as iets wat jy verklaar op hierdie aarde. Dit is wat jy doen. Dit is jou werk. Jy verklaar op hierdie aarde soos dit is in die hemel. Ek is nie besig om hier te sit en sukkel en hoop Jesus kom net vinnig dat hy my kan uitkry nie. En daarom is my gebed, ag my Vader wat in die hemel is, laat die naam tog geheilig word. Ag, laat die koninkryk tog kom. Kyk, ek het nou niks daarmee te doen nie, maar laat dit maar kom. Laat u wil tog maar net geskied. En ek dink ek spot. Ek spot nie, maar dis hoe ons bid. En dan kan ons nie verstaan hoekom niks gebeur nie. Ons kan nie verstaan hoekom daar nie krag is nie. Want ons verstaan nie wat Jesus klaar gedoen het nie. En wat is hy besig om sy disippels te leer? Want sy disippels moes iets gesien het. Want wat het sy disippels om gevra om hulle te leer? Leer ons om te bid. Nie leer ons om te evangeliseer nie. Nie leer ons om gesiekes gesond te maak nie. Leer ons om demone uit te bid. Hy het geweet, as jy weet om te bid, gaan jy weet om al daai ander goed te doen. As jy weet om te bid, hulle het dit geweet. Hoe het hulle geweet? Hoe het hulle gesien? Hulle het hom gesien. Hulle het gesien, hy gaan in die aand, dan gaan spandeer hy tyd op daai berg, en as hy terugkom, dan weet hy net wat om te doen. Hy praat nie weer met die Vader nie. Nou en dan noem hy mense dat u naam verheerlik word. Maar hy vra nie die Vader vir enigiets nie. Hy gaan net en hy doen. Hy maak gesond. Hy dryf die duiwels uit. Hy maak die siekes gesond. Hy rig die dooies op. Nêrens sien ek hy loop en dan stop en sê, ag Vader, ek weet dit is, ja, maar dit is Jesus. Dit is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het om vir my en vir jou te wys wat is moontlik met dieselfde gees wat hom uit die dode opgewek het, wat nou in jou en in my, wat is moontlik vir jou wanneer jy bid? Wanneer ek bid van 'n plek van autoriteit af en ek sê, my Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ek sê nie, ag asseblief laat u naam geheilig. Ek declare dit, ek verklaar dit. Laat u naam geheilig word. Ek sê dit as die autoriteit van God op die aarde. O, jy sien, daar gaan jy, ons is nie dit nie. Luister vir my. Dis hoekom jou gebede nie geantwoord word nie. Dis hoekom ons verloor in hierdie stryd waar ons is. Want ons weet nie hoe om te bid nie. Laat u wil geskied. Dis iets wat ek verklaar. U laat u wil geskied. Ja, Here, as dit die wil is, sal u nie. Dis nie wat hy vir ons leer nie. Dis nie wat Jesus gekom het om voor te sterf en vir my jou losgekoop het nie. Laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Net so. Wat in die hemel is wat sy wil is op die aarde. En waaroor kan ek, moet ek en jy dit kan verklaar? Jesus gaan nie van die troon afklim en afkom na jou toe en sê, o, ek hoor jy wil hê my wil moet geskied nie. Kom ek help jou en ek gaan my wil laat geskied. Hy doen dit nie. Hy het alles klaar gedoen. Hy wil hê jy en ek moet verstaan en hier begryp wat gedoen is. Wat is in my hart en wat is in my mond? Christus het vir my gesterwe, hy het die autoriteit gevat van die vyand, hy het dit teruggegee aan sy liggaam en hy het gesê, nou gaan julle en nou gaan maak julle disippels, nou gaan verander julle wêreld, nou gaan verander julle omstandighede, want julle is my voete en my hande op die aarde en julle is my spreekmond. Julle praat selfde wat my Vader julle gegee het van die begin van die skepping af om te domineer. O, ek kan nie domineer. Jy is reg, jy kan. In jou eie krag kan jy niks doen nie. Dis wat die Bybel my leer. Maar in die krag van God se Heilige Gees en wanneer ek in hom bid en deur hom bid, verander dinge. Hoekom? Want ek bid dit. Nou gaan ek jou dood. Nou gaan ek jou kwaad maak. Wie is nou weer kwaad? Enige iemand? En ek gaan 'n bietjie oor tyd gaan vandag hoor. So 'n paar minute. Is jy reg? Ag Vader, gee ons net ons daaglikse brood. Seriously? Hy het 'n hele nasie gevoed elke dag met manna uit die hemel uit. Ag Vader, as U net ons daaglikse brood sal voorsien.
gee ons vandag ons daaglikse brood, want dit is my reg. Ek kan nie so met God praat nie. Hou aan praat soos jy praat. Daar's nie veroordeling nie, daar's uitnodiging. Ons moet 'n ander begrip kry van hierdie God die Vader, wat hy betaal het om die hemel by jou uit te kry, sodat jy op hierdie aarde kan regeer en heers as 'n koning, as 'n priester van God, as 'n ambassadeur van Jesus. Dat wanneer ek hier loop, verteenwoordig ek 'n groter koninkryk as hierdie fisiese. Daar's 'n koninkryk wat op hierdie aardse koninkryk domineer. Ek domineer dit, ek heers dit, want ek verstaan my posisie in godsdienst. Daarom hoef ek nie met my God te Here, sal jy my daaglikse brood voorsien nie. Ek kom nie so na hom toe nie. Die Bybel sê, come boldly into the throne of grace. Dit beteken nie, ek kom na Here, ek weet ek verdien dit nie, maar as U net 'n broodjie kan gee vandag. Wat? Is dit die hart van God die Vader? Ja, maar ek is so nederig. Nee, jy is nie. Moenie vir my sê dis nederigheid. Dis pride, dis trots wat dit doen. Maar wat is die verskil tussen boldness en arrogance? Daar is 'n verskil. Ek is bold met my God. Ek weet wat hy gedoen het. Ek weet wat is my reg. Ek weet wat ek kan toepas op hierdie aarde. En dis hoekom ek so bid. Gee my vandag my daaglikse brood. Ek praat nie met God daaroor nie. Gee vir my die wêreld, alles om my. Waar gaan dit wat jy nodig het vandaan kom? Waar gaan die geld wat jy nodig het vandaan kom? Waar gaan die brood wat jy nodig het? Dit gaan uit die hemel uitval. Die $50 gaan net uitkom. Asseblief man. God gaan mense gebruik. God gebruik mense. En as ek en jy nie autoriteit verstaan in die geestelike wêreld nie, dan gaan ons Here, as U net sal wat en as mense dan by jou kom en sê, hey, ek wil jou $50 gee. Wow, nee, ek kan dit nie vat nie. Nee, broer, asseblief, ek kan dit nie. Ek weet ek klaar maak, nee. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, sodat ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking, weer eens, maar verlos ons van die bose. Ons bid dit. Ag Here, as U my net nie in versoeking sal lei. Lei my nie. Ek gaan nie in versoeking kom vandag nie. Ek is 'n kind van die Allerhoogste God. U beskerm my. U is my rug. The favor of God surrounds me like a shield. Wherever I go, there I prosper and I have great success. The enemy has got nothing on me because the blood of Jesus has come and cleansed me and washed me and made me brand new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. And the living Christ, the Spirit of the living God that raised my Jesus from the dead is now living on the inside of me. And my heart is full of that. And my mouth is saying the same because He's the high priest of my confession. And I will only say what He says. I am not saying what the world says. I am not moved by the opinions of people. I'm not moved by my circumstances. Nothing moves me because I know this God that I serve has given His Son and He's given me that resurrection power. And He said to me, Johan Dijssel, I want you to go and do business on my behalf on the earth. Show people what is possible with a person that walks in relationship with God, the Holy Spirit. Woo! Father, I bless you. Ek seën U, Here. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Jy moet baie keer vir jou siel sê, vriend. Jy moet baie keer soos jy nou hierso. Hierdie is nie ek nie. Hierdie is die God aan die binnekant van my. Baie keer moet jy met jou siel praat. Vir jou siel sê, hey, jy verstaan nie wat hier aangaan nie. Jy verstaan nie wat hy gedoen het nie. Jy verstaan nie jou autoriteit nie. My siel, word wakker. Word wakker. Word wakker en kyk wat Christus vir jou gedoen het en leef uit dit uit. Woe! Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want hierdie is die rede hoekom gebed werk. Hier is die rede hoekom God gebed antwoord. Hierdie is die rede. Dit gaan alles oor die dinge hier. Want aan U behoort die koninkryk en die krag
en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dis al wat jy en ek op hierdie aarde is om te doen, is om dit te establish aan hom behoort die heerlikheid en die krag, en tot in alle ewigheid, deur my lewe, deur jou lewe, dat ek en jy kom in 'n plek en sê, Here, kyk, ons weet wie ons is in onsself, maar ons weet ook wie ons is in Jesus, en ons gaan ons gebed verander, ons gaan begin bid uit 'n plek uit van oorwinning. Hy het klaar vir jou oorwin, vriend. Hy het klaar gaan sit in die regterhand van die Vader. Jy is saam met hom daar. Jy regeer vandag. Wat my baie gehelp het in my persoonlike lewe, is wanneer ek bid ek van daai posisie af. Ek kyk op die aarde neer, as ek is in Christus. En jy kyk na die omstandighede en jy sê vir daai omstandighede, uit daai autoriteit posisie uit, jy verander nou. Jy kan nie. Ek hoop dit help nie. Ek het 'n bietjie opgewonde geraak, maar ek is nie beskaamd daaroor. My begeerte van my hart is dat u sal wees alles wat God wil hê jy moet wees. Die begeerte van my hart op 'n week in week uit basis is dat jy kan begryp wat hy vir jou gedoen het. En dat ek en jy nie rondloop asof ons heeltemal verward is oor gebed en wat God wil doen en wat hy kan doen en wat hy sal doen en wanneer hy sal en hoekom hy sal en hoekom hy nie sal nie en dan is daar sonde en dan is dit die en dan is dit daai en ons het al hierdie verskonings van hoekom ons gebed nie werk nie. Jy moet geloof in God hê en jy moet begin reageer en bid in jou autoriteit wat hy jou gegee het en kyk wat gebeur. Ek daag jy. Kyk wat gebeur. En jy gaan baie nyseiers skryf wat vir jou sê, jy weet, maar dis nou nie, hoe weet jy nou die turn the volume down. Turn the volume down. Turn the volume down. And when you just amplify the volume of who Christ is in you and what he said is possible. All things are possible for those who believe. All things. Kom ons staan en bid ons. Vader, daar is geen hoër autoriteit as die naam van Jesus nie. En U het ons daai naam gegee, waarin ons, ek noem dit besigheid, maar waarin ons koninkryk kan establish hier op die aarde. U het ons gekies. U wil ons gebruik. En U wil hê ons dinge moet verander oor ons families, ons kinders, ons familie in Suid-Afrika, waar ook al. U wil ons gebruik om te bid en situasies te verander. Ek bid vanmôre vir elkeen wat die boodskap gehoor het en gesê, weet jy wat, ek bid nie eintlik baie nie, of ek bid nie genoeg nie, of ek bid nie in dit wat hy sê nie. En ek wil bid, Heilige Gees, dat U ons sal kom help. Dis nie die hoeveelheid woorde wat ons gebruik nie, sê die woord. Hoeveel woorde kan ek gebruik waarin ek waarlik kan glo dat dit wat ek sê gaan gebeur? Vader, dit hang nie van ons af hoe lank dit vat of hoe lank dit nie vat nie. Dit is in U hande. Ons besef dit. Ons weet daar is dinge wat kan dinge afslek vir ons, wat kan dinge verspoed en daarom bid ons vandag dat ons wysheid sal hê. Maar wanneer ons bid, glo ons dat dit wat ons voorgebid het. When you pray, believe that you receive. Believe. When you pray, not when you see it, not when it manifests. When you pray, believe you receive, and you shall have it. You shall have it. Dis 'n belofte van die woord. Ek wil bid dat U daai belofte sal vasslaan in ons harte, dat ons sal weet, Here, wie ons is in U, en dat ons Vader se hart sal verstaan. Hoeveel te meer, ons wat sleg is, as ons weet om goeie dinge aan ons kinders te gee, hoeveel te meer, U, ons hemelse Vader, waar daar geen sonde is nie, geen duisternis nie, geen volmaakte liefde, hoeveel te meer sal daai Vader aan ons gee, dit wat ons vra. Dankie vir U woord vanmôre. Bewaar dit in ons harte, en mag dit ons lewe verander, in die wonderlike naam van Jesus. Amen.